vriende, familie, geliefdes en werkskollegas van Arno. Vir die van julle wat nie weet, daar is 'n moederskamer, daar is 'n kinderbakkamer ook daarso. Julle sou gehoor het, ou klein Jan, hy wil dringend bakkamer toe gaan. Hy sal nou lekker speel, is ons omgewing in die gemeente, ek is gewoond, hy is die op, so as hy opklim, afklim, asseblief geliefdes, los hom. Ek is gewoond aan kinders, ek het my eie ook. Hy is 'n besige lyf vir ons almal ken hom so, maar hy is ook altyd welkom. So asseblief, kan julle sit rustig, ons gaan hom hanteer. Dis vir hom ook vreemd, dis baie emosie, kindertjies verstaan nie so jong altyd al die emosie wat hulle hoor en sien nie. En ook, om Arno het eintlik nogal 'n touch met hom gehad in die kerk. Hy het net so een kyk dat hy gewoonlik bietjie stiller gesit. So is vir hom 'n aanpassing ook en ons aanvaar dit. So vir ons almal was en is. So ja, ek gaan begin met die seëngroet. So ek wil net vir julle verduidelik asseblief as hy rondhardloop, let it be. Ek wil net wel vir julle tegniese man sê, die ding sê daar's something wrong, you have to try again. So ek weet die familie gaan nie nou hierdie gedeelte kan sien nie. Familie van Oorsee wat graag ook vandag wil kyk. So kom ek net so 'n paar minute gaan gee dat hy eers kan opvang. Is aufspannend te leid. Ek wil nog wel sê, en ek gaan dit nou maar sê, en ek gaan al my voet nou my mondjie hoor, maar nou mis ek ook vir Arno, want in hierdie ongemaklike stilte sou hy 'n grapjie of iets vertel of iets gedoen het. So dit is nou so Arno, ons nog steeds eintlik hier. Maar hy is regtig nou nogal iets kwyt geraak het wat ons almal so laat lag het. Hy het nogal 'n partytjie ingebring en saam met hom gevat. So ja, ekskuus, dit is nou maar, dit is gesê. Ek gaan so lank verder aangaan, want ons het ook maar tyd wat julle ook by die huis moet kom en die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy van die Vader het, vol genade en waarheid. Hy is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem het. Hy is die seun van God. Julle sal die hemel oop sien en julle sal die engele van God sien op en af klim na die seun van die mens toe. Die Here is met julle en hy skenk aan elkeen van sy kinders vrede. Amen. Ek gaan nou 'n rustigheid vra, ons gaan dan staan, julle sal sien ons sing eerste vandag die oorwinningslied. Dit is die twee gesange wat ek dink Arno die meeste ook geniet het en ek weet ook baie van dit vir baie beteken.
Julle ken hom baie goed, geliefdes, so ek gaan nie vir julle meer verduidelik nie, so ons gaan die oorwinningslied sing vir die van julle wat nie op bord kan sien nie. Ek het ook gesien dat die woorde is agter op die boekmerkertjie. So ons gaan staan vir die oorwinningslied en daarna gaan ons weer ons sitplekke inneem. Vandag kom ons elkeen met ons eie pak seer na U toe. Ons eie vrae, ons eie onkunde, ons eie geloof wat op hierdie stadium staan en wankel te gelyk.
En ons vra net, Here, wees U hier teenwoordig. Geef vir ons die krag om deur te gaan vir dit wat voor lê. Wees U die rots wat U so getrou beloof, wees U die een wat ons aanraak. Wees U net ons Here, ons God. Vader, wees U. Want sonder U, Here, sal ons nie hier kon wees vandag nie. U het ons staande gehou, want ons gedink hier is 'n week van moontlikheid. Plan en plek laat val soos U tyd. Maar die seer bly, Here. Maar die Heilige Gees het hier met elkeen van ons vandag waar, sodat wanneer ons die woord lees, U die Here is wat dit vir ons openbaar en ook vir ons krag mag gee vir dit wat voor lê. Ons vra nie ons vir die maar enkel alleen in U genade en U naam sal word. Amen. Ek het tannie Alma die toe ek hulle gaan sien het, hulle sê vir my gesê Psalm 89 liefdes en dit is 'n verskriklike mooi Psalm. En dit gaan eintlik oor hoe die Here beskerm en hoe die Here altyd met jou is en hoe die Here jou teen geen kwaad gaan nie, jy gaan altyd sy teenwoordigheid voel. En dit is presies hoe Arno se lewe is. En ek het vroeg gesê, kan nie daar aan toe ek hulle gaan sê, ek sit nie lekker met die teks nie, daar's meer aan Arno. En toe kom ek op Psalm 37 uit, so dis ons lees die Psalm boek tannie Alma, en skies het ek het nou nie in die 9 gegaan lees. En julle gaan hoor as ek dit lees, dan gaan julle verstaan, hier gaan dit oor skelms en skrikke en gras en goedjies, maar dit gaan ook oor die vreugde. En as jy aan Arno dink, dan dink jy aan 'n glimlag en 'n bonneltjie vreugde. Dit is 'n bonsballetjie wat in 'n gat kan losgaan en dit bons net oralste. En hy het nogal iets raak gevat, as hy iets het kan raak gevat. En dit is ook daai vreugde wat ons dan eintlik nodig het in ons lewe. So ek lees vir julle net 'n klein gedeelte van Psalm 37. Moet jy nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou, en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. En hier kom die gedeelte, vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Ek lees tot sover. As 'n mens gaan kyk na hierdie hele Psalm, dan gaan dit eintlik oor goed en sleg. En Arno se lewe was ook vol van goed en sleg. Hy het goeie oomblikke gehad en dan was daar oomblikke waar daar regtig geknyp moes word aan finansies. 2 keer moes gedink word. En dit is toe hierdie teks so met my werk, sê ek net vir die Here dankie vir hierdie teks, want dit maak dit vir my baie makliker. En hy het in volop die Here vertrou. Hy het nooit gekla oor of dit sleg of goed gaan in die lewe. Hy het altyd vir my gesê, doen nie die Here sal voorsien, die Here sal net vasgaan. En dit is ook iets wat ek en jy ook eintlik in die lewe nodig het. Want hoeveel van ons gaan nie deur moeilike tye nie. En toe hulle vir my sê, I can only imagine is 'n lied wat hy voluit gesing het en dit was sy lied gewees het. Vir die van julle wat die agtergrond ken, ek wil graag 'n bietjie daai agtergrond van die lied ook deel. Mercy Me is die sanggroep wat dit gesing het. Het 'n moeilike lewe gehad, toe sy pa oorlede was, dit is toe hy daai lied geskryf het. Hy het sy pad ook weg van die Here afgevind, want sy pa was baie negatief, slanderig. Hom afgebreek as kind, en eintlik sy kind geabuse in die woord. En toe hier op die einde, toe sy pa kanker kry en baie siektes, toe vind hy die Here. En hy het dan gestaan en hy self eintlik weggeraak van die Here, want sy pa het hom so seer gemaak, dat hy nie meer 'n selfbeeld gehad het nie. Toe skryf hy daai lied, toe sê hy, as hy eendag in die hemel is, dan imagine hoe dit gaan wees. Om langs die Here te stap, en om die heeltyd te loop en prys.
Arne, vandag loof en prys jy die Here. En jy stap saam met hom. Maar as ons na sy lewe gaan kyk en jy net baie meer stories, ek gaan 'n paar deel. Die twee boeties het om hierdie kerk 5 keer gehardloop, geliefdes, vir 'n bakkie trekdag, want Joop het hulle uitgedaag. Die bakkies was hier voorgetrek, hulle het die harnasse aangehaal, en skus jy het nou nie gewen nie. Ek en my man was baie enthousiaster as hulle twee. Hy het my sommer agtergelos en gesê, hy gaan sommer self die bakkie trek. Ek het nie gedink ons van 'n kans nie, want hierdie twee was groot bulle, en hulle kan die bakkie trek. Toe ons amazing reis in die kerk moes doen, toe vra ek, wie gaan vir my 'n land wees? Ek sê, hy sal Ierland wees. Die Ire het snaakse koelrankie agter die kerk gedruk, ek weet nou nog nie wat was wat hy doen. Ek weet nie wat hy weet van Ierland, nie, maar hy was Ierland. En dan het ek opgekom en dan 4 keer is my is nou waar. Dan begin ons waar, en sê ek, ek voel nie dat iets daar in die koelrank. Maar dis Arno gewees. Liefdevol, vriendelik en 'n stout persoon. Vol grappies en uitdagings. Jy moes eers voor hom wees en hy was skerp. Met sy mond, met sy gedagtes en ook met al die toetse wat hy gemaak het. Sy lewe was nie maklik, julle weet waar hy was. En almal se kinders was sy kinders. As iemand net sê hulle is swanger, dat hy weer uitgesien om uit te vind, wat is dit, en dan was hy kyk sy lyn, hy was maklik met kinders. En dis die lewe wat ons hier kom vier. Hulle was verseë, hulle teruggekom, besigheid begin, dan val die besigheid, dan werk hulle, dan werk hulle nie uit, en so het hy en sy boetie hierdie pad deurgestap, en het was net al 2. Hulle het in ons straat hier, en hy het hom groot geword. Ek weet nie of hulle appelkoos en appels uit die boom uitgestel, ek weet nie waar hulle uitgekom, maar kan het van dit die 2 was, kardinalies gewees. Langboet en kortboet. Maar iets wat elke keer opgedaag het, as jy voorbij Arno ry, by die winkel kry, hy tyd gemaak vir die wat belangrik was vir hom. Ek hoor hy maar nie elke keer my vriend, ek het gedog, ek ken my in die kar toe sê, ja, kon hy dat vir my nie, hy het gesê, maak ek 'n nuwe vriend, ek het eers gewees die bloedie wat elke keer waai wat ek ken die kar nie. En waar jy hulle gevind het, vriendelik, opvaardig, goedhartig. Dit is hoekom ons vandag hierdie trane het, en dit is hoekom ons as geliefdes so geraak het, want is 'n goeie mens, wat nie meer is nie. En 'n mens kan nie veel vra, en vra mens, waar het hierdie goedheid vandaan gekom? Van God. Hy het opgestaan, voluit gelewe, en gaan slaap. Dis hoekom hierdie teks verskriklik mooi was, want elke keer as hulle op 'n pad gekom het, het hy gesê, hy vertrou op God. Hy vertrou die Here sal uitweg gee. Elke keer as hy praat, elke keer as hy by kerk is, elke keer as hy as huishouder 'n probleem verloor het. En hy het sy vreugde in God gevind. En niemand anders is al so vreugde ergens kan vind en self maak nie. Dis is gebore vreugde. En dis hoekom hierdie vir my so 'n moeilike boodskap ook is, want hulle almal sit hier en julle ken hom. Maar kan ek en jy sê, ons het regtig waar daai vertroue op die Here, om dag in en dag uit vir my te sorg. As 'n mens mooi gaan kyk, dan moes al die planne wat hy in sy kop gehad het, al die besighede wat hy aangepak op die werk, nie uitgewerk het nie, dit het onmoontlik gelyk. Klein bietjie hoop. En het was 'n groot sukses. Klein bietjie enthousiasme van nodig. En dan pak hulle dit aan. As ek en jy 'n negatiewe woord hoor, maar enigiets wat ek en jy wil aanpak, dan sê ons sommer net ons stop en ons los dit net daar, en dit klink te moeilik. Dis te uitdagend.
vat te veel van ons tyd en energie. Sal ek en jy in 'n kar klim en wêrelde gaan besoek om besigheid te kry, om produkte betyds af te gaan laas. En selfs net rustig te gaan sit by die rivier. En dit was ook deel van hom. Hy kon afsluit. Hy kon tyd maak vir God. En dan kom die tweede ding, en dit is iets wat ons ook vergeet, en dit is wat ons baie angstig maak. Ons as mense is 'n angstige generasie. Die grappies, die lag, die vrolik wees. Ek weet nog gaan nou 'n huldeblyk wys en julle gaan van die stoutigheid op daai huldeblyk sien. Ek het dit ervaar as predikant, glo my. Ek het nie gehoor of ek 'n dominee is of nie. Maar ek en jy regtig nog vreugde in die lewe. Lag ons. Terg ons nog. Vertel ons nog partykeer 'n vuil grappie hier en daar. Pak ons nog poes op mense. Gee ons my laaste stel skoene as ander dit nie het nie. My bord kos, as die kinders 'n tweede bord kos in die huis nodig het. Of vra dit te veel vir my om te lewe? Wat sou gebeur het as hy gelê het? Nie asof jy sy stories gehad het nie. Hoekom gaan hy ek en jy dan, as die lewe te swaar? Te veel vrae, te drukkend is. Kom vertel ons nie meer grappies en lag nie. Kom bring ons nie daai vreugde en die partytjie. Toe ons vir die familie gevra het, wat se kleef is jy nou vrolik? Want Arno was regtig 'n bron van vrolikheid. En julle weet wat sy stem my mee geseën was, so julle weet hoe bilderend is dit in hierdie gemeente. Dan kom hy van daar buite en hoor almal Arno is by die kerk vandag. Want hy ken almal, en hy groet almal, en hy hoor hoe gaan dit, en hy lag, en hy was 'n inspirasie. 'n Inspirasie van God af. Hy het ook sy pad met God gestap. Hy het eintlik sy eie preek geskryf, want toe ek Only Imagine hoor, toe sê ek, sy pad was ook bittersoet. Dis goeie tye, slegte tye. En hy kon sien hoe hy by die Here uitkom, deur al die tye. Weet ek en jy boy is ons pad. Kan ons regtig sien ons stap die pad na die Here toe ons kan dink hoe is dit in die hemel. Party sê dit is mooi goue hekke, ander sê dit is mooi geplaveerde pearly strate. Want ek moet langs die Here wees. En elke dag vol lofsang sing. As ons na ons lewe gaan kyk, dan kort ek en jy baie meer van God. Ek en jy kort meer van my vreugde. Ons kort meer vertroue in God. Ons kort 'n God wat saam met ons stap. En dis iets wat voortleef wat ons aan kan vashou. En wat ons van hier af wys toe kan neem. Dis 'n leemte wat hy agterlaat. Wat eintlik 'n lewensbrief vir my en jou gelos. En dit begin. Vind God. En alles sal in plek val. Op sy tyd. En die psalmdigter het ook gesê, woon en werk rustig voort. Nie gejaag nie, nie om iets klaar te kry nie. Rustig. So vanoggend met die leemte, is dit nie die vreugde en die grappies en die poetse en die partytjie wat hy gebring het nie. Ons het elke keer die
Here ontmoet. Waar hy omkom, waar hy gaan. Geliefdes, hoeveel mense ontmoet die Here, as hulle na my en jou verhaal kyk. Waar moet ons verander? Waar moet ons skaap? Dat meer mense God ook by my kan vind. Amen. Terwyl ons so bly sit, kom ons bid saam. Here, hy loof en prys elke dag. My pad lyk nie so nie. Ek het meer uitdagings. Ek het meer goeie tye. Meer slegte tye. Mag U elkeen van ons hier aanraak, waar ons nodig het om weg te vat en te skaaf. Dat ons skaaf en wegvat. En daar waar U kan byvoeg, voeg by, sodat ons U in ons lewe kan vind. Vader, ons is ook U kinders. Mag ons ook U teenwoordigheid begin ervaar. Mag ons ook U lag in ons lewe begin ontdek. En ook nie meer die lewe so ernstig vind nie. Maar ook vreugde in dit wat ons elke dag doen. Amen. Hierdie gesnyderyk van my nou dat begin opblaai en ek het groot respek daarvoor. Ek gaan nou eers die familiebrief lees. Julle sal almal sien daar staan 'n afskeidsbrief hier op, maar ek het anders op my foon. So dis ook my tegniese span ook hier by mekaar vandag. Party mense was 'n bietjie geskok wie was my tegniese span, maar hulle het dit al so gehoor dat ek gekry my hele diens daar aan. So ja. En dit is hoekom ek nie my foon kon gee vandag vir die uitsaai van die Facebook. So ons gebruik Paula se foon vir die uitsaai. Want daar is briewe wat ek ontvang het wat ek gaan lees. Na die lees van die briewe gaan ek eers oorgee aan Adrian dan gaan hy die huldeblyk gee. Na die huldeblyk gaan ek weer laat sit, skies al 9 keer vandag opkom hiernatoe. Want ons het 'n baie mooi video ook van foto's en goedjies wat ek weet die liggie van julle by mekaar gesit het en gemaak het. En dan gaan ek vir julle verduidelik, ons gaan aan die kers ook aansteek en as sien dis nog niks kersies aan die wand. Met 'n skielike afsterwe is dit moeilik om totsiens te sê. So ons vier dan deur die kersie aan te steek. So daar wat julle by die huis is, goedjies, sit maar ook 'n kersie daar, kry by mekaar, steek hom aan en as julle later wil, doen dit ons herinnering. So ek gaan eers begin met die afskeidsbrief, dan gaan ek vir julle verduidelik hoe die res weer werk. En dan gaan ons so stelselmatig deur die proses van hierdie lewensviering ook gaan. Dit is nie eintlik 'n vaarwel nie, dit is totsiens, tot ons mekaar weer sien. Hoe goed 'n mens, iemand wat altyd die lewe van 'n plek was. Arme my boetie, my oom, my kind, jy het altyd gesorg ons lag. Jy sê vir iemand, jou skerp reaksie en sê goed, ek hoor jou, sal nog vir lank by ons bly. Ons het lank pad saamgeloop, partykeer met baie appels, maar meeste van die tyd gelyk oppervlaktes. Om dankie te sê, kyk so min, maar ons is baie dankbaar vir wat jy vir ons gedoen het. Niks was ooit te veel nie. Jou plek hier in die huis is leeg, maar jy sal vir altyd in ons harte leef. Baie liefde en mooi herinneringe. Jou huismense. Ek wil net kyk dat ek die regte brief begin. Liewe oom Arno, joh, dis erg dat oom weg is. Ek kan nie glo dit voel asof 'n stukkie van my hart weggevat is. Ek mis die dae wat ons gelag het op ons maag gepyn het, hoe oom altyd my dae helder gemaak het. Dis regtig baie hartseer, ek kan dit nie beskryf nie. Ek, mamma, papa en sussie mis oom verskriklik. Ons gesin is leeg sonder oom, dankie dat oom altyd na my, mamma en sussie gekyk het, veral as papa nie hier was nie. Dankie dat oom my die helder kant van lewe laat sien het.
Dankie vir die aande wat ons net kon invul, met ons dadelik werk en dat ons wel altyd ons moes altyd langer bly. Dankie dat ons seker gemaak ons veilig by die huis. Wie gaan nou ons varkchoppies braai soos ons altyd gedoen het? Geniet elke oomblik daarboor saam met die altyd om Jan en oupa Adriaan. Weet hoe los 'n groot leemte in ons harte, in ons lewens. En dan kan ons altyd op oor ons staat maak, tot ons mekaar weer sien. Liefde en groete van Chantal. Daar is so baie stories wat ek kan vertel van Arne, van kleins af wat ons baie dinge saam gedoen. Ek onthou ook dat die alta ons een sondagoggend by die kafee gegaan het terwyl ons videogames gespeel het in ons slaapklere. Sy het vir ons gelooi uit dag. Ek onthou ons soms skool gebank het en skelm gerook het. Ek dink aan die ontelbare kere wat ons saam gebraai en gekuier het. Arne, jy kon altyd 'n storie so lekker vertel dat jy lag het jou maagpyn. Het jy altyd welkom laat voel as jy daar by hulle gekuier het ook. Wanneer hy gepraat toe iets het, hy altyd die humor daarin gesien. Hy was 'n goeie broer, swaar, oom, neef en vriend. Joe Louis die bokser het gesê, everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Nee, vandag is ons hartseer omrede jy nie meer hier is nie. Maar jou pad in die hemel is oop. Sal jou altyd onthou, jy was 'n eiste van Albert. Arme, waar begin 'n mens waarom sulke diep spore in jou hart getrap het, skies waar dalk. Die woorde is min, maar ek moet vir jou dankie sê vir die indruk in jou lewe gemaak het. Jy het so mooi na my en die kinders gekyk, as altyd nie was nie. Jy was omtrent ook my neef vriend, waarna ek so opgekyk het. Jy was 'n steentjie daar vir my en die kinders. Jy het aan die huis, die kar en ons emosionele kant van ons gekyk en seker gemaak ons sulke. Ek en jy het 'n paar diep gesprekke gehad wat ek in my hart sal koester en die res wat jy my geleer het. Ons is altyd welkom in jou huis, nog nooit onwelkom gevoel nie. Jou grappe sal ek onthou. Jy het altyd gesê ek en jy lag eerder oor iets as om het ongemaklik te maak vir onsself. As jy Jaco hier kon kuier, het jy en Albert my maand se voorraad opgeëet. Ons het lekker gedans en saam gekuier. Ek weet dat jy is, gaan verskriklik jou mis. Jy los 'n leë plek in my hart. Jy was soos 'n broer vir Albert. En ek kon my doodlag oor alles wat julle drie aangejaag het. Hoe sê 'n mens dankie? Mag jy in vrede rus. Jy sal altyd in my hart bly. Jy was 'n bietjie jong, maar jou tyd is jou tyd. Groete Tanya Foster. Ek het nie 'n briefie gemis nie, Kay. Dit is die briefie wat ek ontvang het om te lees. Dit is partykeer 'n bietjie moeilik om self voor te staan en hulde bly te gee. Dit vat verskriklik baie. So ek gaan nou vir Adriaan oorgee om die hulde bly wat hy dan ook het van Arno ons elkeen te gee. En dan daarna, Adriaan, ek gaan my kans om met te deel, kan jy net hier agterbly my sit as jy nog jou wil, dat jou vrou weer so klik en ons die video is. Sy seker. So jy kan maar vorentoe kom. Dan ek en hy gaan se deel dat die mooi video daarna kyk. En terwyl die video speel, dan gaan ek vra dat julle op sal en kaarsjes kom, want ek sal weer ook so bly. Dankie doen nie. Is hy? Hulle wou albe. Ek het ook die workshops lees. Liewe familie, vriende, ja, dit is vir my baie moeilik om te staan vandag. Dit maak nie saak
Wil jy self voorberei? Maar gewoonlik as ek vir mense praat, as ek daarmee praat, en daar is nie soveel emosie betrokken. En die foto hier agter my, het ek geneem, is in die laatste jaar gewees, vandaag vir ons kom kyk met die Richards Bay. Ons het op een optel by die luchthawe, en in Richards Bay het ons hier 'n vierde. Nou, as jy verander ken, dan sê jy geweet dat jy hulle daarvan 'n weekie by die vierde te doen. So toet ons maar 'n weekie by die cirkel. So, hy dan na die tyd weer vir ons kom kyk. Maar, gaan my net oomblik om ietsie voor te lees. Liewe Arno, vandag staan ek hier met 'n swaar hart en 'n kop vol herinneringe. Jy was nie net 'n broer nie, jy was 'n vriend, 'n skouer om op te hou en iemand op wie ons altyd kon staan maak. Dis moeilik om te glo dat jy nie meer hier is nie, want jy was so 'n vaste deel van ons lewens. Jy het van ons af jou plek ingeneem as iemand wat nie gekyk het nie, maar gedoen het. Vanuit 16 af het jy begin om die pot in die kop te hou. Jy het vroeg groot geword. Nie omdat jy moes nie, maar omdat jy dit wou doen. Jy het nooit geskroom om verantwoordelikheid te dra. Jy het altyd gesorg, altyd gegee en altyd ander se laste lig te probeer maak. Jy het altyd gesê, jy wil eendag in jou huis kom. 'n plek van rus, liefde en vrede. Jy het groot drome gehad en jy het aanhou glo in daardie drome. Al het jy nie daardie fisiese huis gebou nie, het jy van ons 'n ander soort huis agtergelaat. 'n Huis in ons harte, gebou met jou loyaliteit, jou opoffering en jou stil liefde vir almal rondom jou. Een ding wat ons altyd sal onthou, is jou sin vir humor. Ons het gespot oor jou gewig en jy het altyd eerste gelag. Jy het gesê jy is nie vet nie, jy is net vol geure en geluk. En daai lag van jou, daai groot, aansteeklike lag, het almal saamgetrek. Jy het die vermoë gehad om enige atmosfeer ligter te maak, selfs in moeilike tye. Wat my diep raak is hoe jy altyd omgegee het vir die mense. Jy het nie net gepraat vir liefde nie, jy het dit gewys. Jy was daar, jy het op jou eie stil manier gewaak oor almal van my. Jou teenwoordigheid het veiligheid beteken. En dan is daar Marijke en Jan, twee jong siele wat jou met soveel liefde geken het. Hulle het altyd van jou gepraat as my oom. Nie sommer net omarming, maar my oom. Soos net kinders dit kan sê as iemand vir hulle besondes is. Jy was hulle oom, in elke sin van die woord. Iemand wat hulle laat lag, hulle beskerm en vir hulle gewys het hoe lief te lyk. Maar jy het groot spore gekry. Jy het geleef met 'n oop hart en 'n gees wat skaars is. Jou afwesigheid sal gevoel word. Aan die eetafel, in ons geselsies, by gesinsbijeenkomste en in die alledaagse stil oomblikke. Nooit sal jy weer saam met ons sit en lag. Nooit sal jy weer sê, ek is net vol geere. Nooit sal jy weer jou hand op iemand se skouers sit en sê, alles sal wegkom, moenie worry nie. Maar jy sal altyd by ons wees, in ons herinneringe, en in Marijke en Jan se stories oor my oom, en in die liefde wat jy gelos het. Rus sagbaars, jy het jou deel gedoen, ons wil jou niet vergeet nie. Baie dankie. Dominee, ek weet, daar is nog een Haldeblik. Ek het net gevra sy het gestoor, sy het nou nie vergeet nie. Vir Nadine, as jy het wat moet doen.
roses grow in heaven. Lord, please pick a bunch for me. Place them in his arms and tell him they are from me. Tell him that I love him and miss him dearly. And when he turns to smile, place a kiss upon his cheek and hold him for a while. Because remembering him is easy, I do it every day. But there's an ache within my heart that will never go away. With every breath I will take one for him too. 10 Augustus is 'n datum wat vir altyd by my sal bly en wat 'n bitter smaak in my mond sal los. Die Here het een van sy mooiste engele gemaak, want hy het my meer in nodig gehad as ons. Jou plek in die hemel was regtig genees vir jou thuiskoms. My woorde is min om my emosies te hoor en my hart voel asof dit deur 'n warme wind geruk is en ek ly nog van skok, want ek wil nie glo dit is erg nie. Ek gaan met jou stem kan hoor nie en met jou sonder jou kan lag oor jou simpel dad jokes nie. Ek sal vir die res van my lewe alle herinneringe van jou koester en ek sal die wêreld van jou vertel. Jy is dalk nou weg, maar my liewe cousin, jy bly onvergeefs. Jy was meer as net 'n neef vir my gewees, maar meer soos 'n ouer broer vir my en my droom. Ons het altyd gespot en gesê, my pa het nie 3 kinders nie, maar wel 4. Jy en my pa kon vir u nog een op die foon praat en so het jy my pa se vader vergeet gesien. Ons as kinders het geweet as jy wel, gaan ons vir 'n hele paar uur niks uit my pa uitkry. Al het ons mekaar nie elke dag gesien nie, het jou kuiertjies opgemaak vir verlore tyd. Jy het die mooiste oog jou hart gehad en 'n true gentleman, wat altyd anders se geluk by jou eie geplaas het. Enige iemand kon altyd op jou kloppie druk en jy was altyd gretig onthou. Maak nie saak wat se struikelblokke oor jou pad gekom het nie, was jy altyd positief. Jy het die vermoë gehad om vriende te maak met almal rondom jou. Jou spontane persoonlikheid het mense soos magnete na jou aangetrek. Jou vriendelikheid was ontastbaar en jou glimlag aansteeklik. Ek hoor soms jou lag as ding op my stil en dan kan ek nie help om te glimlag, is dit weer die trane nie. Because now I have to remember you for longer than I've known you, but heaven is so lucky to have you. Hulle sê dat iemand nooit werklik reg is tot op die kom om hulle te dink nie. Ek het jou foto's van jou gegaan en jou gesig bestudeer, harder as wat ek ooit van tevore gedoen het. En vir 'n split sekonde het daai foto's en video's jou weer terug lewe toe gebring. Ek soek elke dag rede om jou te onthou. Ek soek elke dag rede sodat die res van jou mense nie ook die aarde moet verlaat nie. En dit bring vir my vrede om te weet dat solank as ek jou onthou en aan jou dink, sal daar altyd 'n gedeelte wees van jou wat nie tussen ons sal voortleef. Jy kan nie familie kies nie, maar as ek kon sê jy ander lewe gekies het. Ek sal wat vergeet vir nog 'n laaste dans saam met jou, of nog 'n laaste keer wat ek jou 'n poets kon maak. Nog 'n laaste koppie koffie op die stoep, of selfs net 'n stewige druk om totsiens te sê. Ek laat jou toe om die gange van my gedagtes rond te dwaal, want vir jou wil ek nooit vergeet nie. Jy het nie net voetspore in my hart getrap nie, maar ook jou vingerafdrukke gelos, soos jy my lewe aangeraak het. Ek gaan jou verskriklik baie mis, want die Transvaal het nou nog meer vol geraak sonder jou. En ook ek en my sal nooit vir dieselfde kan wees sonder jou. Ons gaan ook nie meer die voorreg hê om oor die lug te gaan hol as jy besluit om jou vinnige kuiertjie in die baai nie. Dit is nie totsiens nie, maar moet ons mekaar weer sien. Vandag vier ons jou lewe en die merkwaardige mens, seun, kleinseun, broer, neef, oom en vriend wat jy was. Styf werk en vlieg tussen die wolke, want nou kan jy saam wees met almal God se voete, want jy is op 'n plek waar ons almal wil wees. Tot ons mekaar eendag weer sien. Ek is lief vir jou. Video kyk, terwyl die video speel, kan julle met liefde asseblief vir die van julle wat graag wil opstaan. Hier is, ek dink, genoeg kers, al kort sal ek opkry. Kan julle kers om aansteek ter gedagtenis van Arno. Die video het, ek dink is Nadine, ek wil net sê, ek weet net nie nou of nie, Nadine opgestel, so is fotootjies wat sy vir julle allemaal gevraad het om mekaar te sit. Het is baie mooi video, sy het baie tyd en liefde daar, maar het wys ook wie hy was,
poetse, die snaakvies en net ook die mens wees. So as julle wil, julle is bang julle mis dit selfs in die video so 1 of 2 keer dat deurgaan dat julle almal kansie kry om vorentoe te kom en 'n kers om aansteeklike gedagtenis van Arno. I wish to heaven, 15 hours, so I could just show up and bring I knew she's getting old. And I wish that you remember things that you learned from
vriende, familie, namens Jaco, Karin en die familie wil ek net graag die volgende bedankings doen. Eerstens, dankie Dominee Chantel vir die vaste diens vandag, baie dankie. Ook aan die Lenet, die Koster, die Oralis, Elna. Dan vir Dani en Elsabie vir al julle hulp en bystand en bereidheid om altyd te help, veral in die laaste tyd. Elmarie Greim, waar Arno gewoon het saam met Jacole, en waar Jaco nog steeds bly, baie dankie daarvoor. Dan vir Christy, Steven, Poppy, Jean en Linka Metz vir die eetgoed. Emmanuel van Angels Funerals vir die reël van die briefies en die mooi canvas. Then to all the personnel of DSH, thank you for your continued support to make DSH a successful company. Thank you very much. Please keep up the good work. And then to all the customers of DSS for your loyal support over the years. I don't want to mention any names because I don't want to leave anybody out. Thank you very much. You know who you are. En voor ek vergeet, Anies, dankie vir die klank. Ek het nie geweet as jy vir die klank doen nie. Baie dankie daarvoor. Ons wil julle graag uitnooi na die verrigtinge. Daar sal verversing wees in die saal en dan kan ons weer verder kuier. Baie dankie. Ons gaan nou staan, dan gaan ons die Onse Vader sing. En dan gaan daar nog net so 2 verrigtinge wees voordat ons dan gaan lekker versing gee en saam stories deel. Die Onse Vader se woorde gaan op die bord verskyn, maar is ook op die boekmerker agter, so ons gaan die Onse Vader dan staande sing. Dan sal ek weer vir Anies die kopknik gee dat jy kan speel en vra ons vir die naaste familie om eers uit te stap. Dan gaan julle lekker daar in die saal in, daarso is en dan reg dit af as die bak kom. Ons neem nou afskeid van Arno wat deur die dood van ons weggeneem is. Ons dink aan die graf van die Here Jesus in die tuin van Josef van Arimatea
Op die Sondagmôre was die klip weggerol. Die graf was leeg. 'n Engel het vir die vroue gesê, moenie skrik nie, julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Hy is opgewek. Ons vertroos in die woorde van Jesus, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Daarom bly ons ook dan nou. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en ewige lewe. Van stof is elkeen van ons gemaak, en ons stof sal elkeen van ons terugkeer. Die Here is voor jou, langs jou, rondom jou en bo jou, om jou te inspireer, te lei en krag te gee, van nou af tot in alle ewigheid. Amen. My kan dit nie reg werk nie, maar ek het die regte ding. Maar dankie dat jy dit probeer het. Dis wat reg.